Here, wow, dankie, Here. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik so oorweldig kan wees deur u grootheid, dat al die moeilikheid, al die pyn, al die frustrasie, al die hartseer, al die krap wat ons moet hanteer op 'n daaglikse basis, Here, dat dit net vir 'n oomblik wegsmelt. Here, dat ons net vir 'n oomblik so oorweldig kan wees deur wie ons aanbid, dat die grootheid van ons God ons probleme laat klein lyk. Here, dankie dat u elke een wat hier staan en hier sit, op die naam ken en op die naam roep. Dankie, Here, dat hulle vanoggend opgestaan het en hulle hare was die mekaar, want u het die engele opdrag gegee om hulle hare te tel, want u sê in u woord dat elke haar op ons koppe is getel, en dis hoekom het elke oggend die mekaar is, want u tel dit terwyl ons slaap. Here, dankie dat u 'n God is wat ons so lief het, en Here, dankie dat u party mense gemaak het met geen hare nie, sodat u net bietjie kan rus so nou en dan. Here, dankie dat u 'n God is van humor. Dankie dat ons u kan aanbid met ons totale menswees, dat ons saam met u kan huil, maar omdat ons ook saam met u en met mekaar en soms vir mekaar kan lag. Kom, Here, ontmoet ons vanoggend hier soos net u kan. Amen. Agter my is 'n skerm van iets wat lyk asof die wêreld getref is deur 'n meteoriet en die hele wêreld uitmekaar uitspat. En die rede is, ons is besig met 'n reeks boodskappe oor die einde van die tyd, of die einde van die tye, of die laaste dae, soos party mense daaroor praat. En toe ek 'n kind was, is hulle sulke dienste afgekondig het in die dorp, in elk geval waar ek gebly het almal elke aand vir 'n week gegaan na hierdie kerksaal, skoolsaal, stadsraadsaal, wat nie meer 'n stadsraadsaal is nie, deesdae, maar in elk geval, het mense gegaan en hulle is so die vreesde ingejaag oor die duiwel en die hel wat op pad is, en hulle moet kies en draai of braai was die slogan gewees, dat hulle lewe vir die Here gegee het net uit vrees. En ja, ek dink nie dis heeltemal die storie nie. So die reeks het gefokus daarop dat ons so 'n bietjie perspektief kry oor die laaste dae, en vandag praat ons oor die tekens van die tye. Nou, ek wil gou vir jou net 'n paar goed wys, want op hierdie stadium, as jy op die internet is, of jy gaan na CNN of Fox News of ENCA of BBC of wat ook al jy intik, en jy tik in World News en veral World Tragedies, dan kom jy agter, maar is like serious. Ons gaan nou daai doen. So, ek weet nie of julle dit weet nie, daai is wat hulle noem 'n blood moon. En die afgelope paar jaar was die meeste blood moons gewees nog ooit in die geskiedenis van die wêreld. En 'n klomp mense het aan hierdie verskynings van hierdie rooi maane goeters gekoppel en selfs 'n paar Bybeltekste ingegooi om te sê, maar hoorie, hier's 'n saak en hier kom 'n ding en die Here is op pad en hierdie is tekens en whatever. En dan die afgelope paar weke het 'n hurricane, orkaan, is die Afrikaanse vertaling, het Jamaica getref. Dit was die ergste een blykbaar in mensejeugenis. Wind met 'n spoed van 260 km/h. Ek kan nie vir myself indink hoe dit met jou huis, ek gelukkig bou ons nie houthuise nie, meeste van ons in elk geval. Ons jy bou dan baksteen, maar ek dink nie gaan met 'n dak oorbly nie. Geen nie om wie jou dak gedoen nie. Maar in elk geval, en daar was hierdie orkane gewees, en dan oorlog, as ek vir jou moet vra, want dis al hierdie goed is in die Bybel staan, is tekens van die tye, en hierdie goed gaan gebeur, en hoe erger dit raak, hoe nader is Jesus se koms, en dis hoekom mense hierdie tekste gebruik, om mense bietjie op te psych, en in die hemel voller te kry, en so aan. Maar hierdie is beeldmateriaal uit Gaza. Op hierdie stadium, as jy vir my moet vra, wat is die oorlog wat aan die gang is, dan sal ek vir jou sê, daar's 'n tegniese skietstilstand tussen Israel en Gaza, of Hamas, maar hulle bom mekaar so nou en dan net vir die lekker, maar hulle sê, hulle noem dit 'n skietstilstand. En dan is daar in die Oekraïne uit die aard van die saak, Rusland en die Oekraïne is betrokke en besig. Maar so by the way, toe gaan ek nou hierdie week en ek gaan Google, hoeveel oorloë tans aan die gang. Ek wil hê jy moet raai. Jy gaan verkeerd raai, want jy gaan raai miskien 5 of 8. Dalk, daar's op hierdie stadium 56 oorloë in die wêreld aan die gang.
wat die staat van 'n land betrokke is. Ek praat nie van rebelle groepe wat mekaar so bietjie voeter hier agter onderlangs soos Obelix en Asterix en die Romeine daar, jy weet daai storieetjies na eet hulle klip nie. Of ekskuus draakklip en eet 'n wild boar nie. Ek praat van staatsoorloë waar is die regering van 'n land betrokke is. 56. Dis like serious. En daar's hoeveel mense in die wêreld wat elke dag gaan slaap met die reën van koels en missiele en hoop môreoggend hulle wakker word. Wie van julle het al The Book Thief gesien? Look, Emma, people, as you know, daar's 'n movie wat jy moet kyk. Dis The Book Thief. Dis in die Tweede Wêreldoorlog geskied, en dit gaan oor 'n dogter wat éventueel 'n skrywer word, en dis al wat ek vir jou gaan weggee, want dis in die trailer. Dis onbeskryflik mooi, maar pak vir jou tissues in. En dan hongersnood. Ek het nie eers gaan Google hoeveel lande het op hierdie stadium beleef hongersnood nie, want dis 'n syfer wat ek nie eers wou hoor nie. Dis 'n syfer wat ek probeer ignoreer, want dan voel ek skuldig oor my lewe. En die feit dat my vrieskas heeltemal te vol is, en my yskas heeltemal te veel opsies in het, as ek kyk na hoe party mense leef, en hoe min hulle het om mee te leef. Nou al hierdie goed, is in die Bybel gelys as die tekens van die tye, en die gemeente wat op wie ons fokus in hierdie reeks is die boek Tessalonisense, dis die gemeente in Thessalonika. En al hierdie goed wat ek jou van vertel, was in die Bybelse tyd ook die waarheid. Hongersnood, meer as 70% van die mense in die Bybelse tyd het minder gehad as wat ons die broodlyn noem. Met ander woorde, minder as jou daaglikse brood. Hongersnood was letterlik, jy eet as jy kans kry. Daar was oorloë, die heeltyd. Die Romeine het die heeltyd hulle koninkryk probeer uitbrei en met mense beklei en whatever. Daar was al hierdie goed wat ek van praat. Het in daai tyd gebeur, en hulle het nie 'n sosiale media gehad nie. Deesdae maak jou vrou 'n ongeluk by die medikliniek of een of ander saak, en jy weet dit voor sy jou bel, want die emergency groep sê daar was 'n ongeluk, en 3 van jou pelle stuur vir jou 'n video, want kyk wat jou vrou met jou kar gedoen, en ek weet nie wat als nie. Jy kan nie eens dokter toe gaan deesdae sonder dat die hele dorp nie weet nie, want hulle laat die dominee en almal weet, so en so se kar is by die dokter, jy moet bel as moeilikheid. En dis hoekom ek so bly is Dynamis se gebou is hier weggesteek. As mense my hier kom sien, dan word hulle karre nie afgeneem nie, want hulle is in 'n industriële gebied, hier werk mense, nê? Want as jy 'n kar voor my huis gekry het, toe ek nog daar in Piestraat gebly het, as 'n kar by my stop, dan neem hulle die kar af en sê hulle, hierdie mense het 'n huweliksmoeilikheid, of hulle is alweer swanger. Kerels kan hulle nie ophou nie, hulle teel soos konyne, nê? Dit is hoe die wêreld werk. Al hierdie nuus versprei en hierdie dinge gebeur, en Paulus kom en hy sê, maar daar's 'n antwoord vir hierdie goed, want ons leef in 'n tyd waar mense leef sonder 'n vrees vir God. Daar's geen respek vir God se waarheid nie. Hierdie goed staan in die Bybel, maar dit leef vandag. Die huwelik word 'n bespotting van gemaak. Lewens word absoluut waardeloos. Mense word doodgemaak in 'n hijacking, dan steel hulle nie die kar nie, want hulle kry hom nie, en of hulle hardloop weg met die sleutels, vir een of ander duistere rede. Dan is iemand letterlik doodgemaak vir die sleutels van sy kar. Nou ek hoor die ander dag as jy 'n Range Rover ry, dat as jy jou sleutels moet verloor, en jy moet al die slotte vervang, dan kos dit R75,000. So ek weet nie wat daai om die sleutels gemaak nie, want hy gaan dit verkoop vir 10 seker, maar ek weet nie. Whatever. Maar dis die punt, ons leef in hierdie wêreld waar sonde geselebreit word. Sonde is amazing. Hulle doen dit op musiekvideo's, en dit haal die nommer 1 plek op die wêreldranglyste. Dis amazing. Dit is nie. Dit is skokkend. En dan kom daar soveel mense en hulle vra, gaan soek dit. Gaan tik in, is this the end, op Google. Ek beloof jou, jy gaan 3 minute spandeer, dan gaan jy dit toemaak, en jy gaan op jou knieë neerval en sê, Here, asseblief help. En Paulus het in dieselfde tyd geleef, waar mense hierdie vrees gehad het, want wat gebeur het in die gemeente van Thessalonika is, Jesus is weg op die wolke, en Paulus het gekom en gesê, Jesus het gebleef, en dit het gebeur, en hy is weg op die wolke, en toe hy weg is, toe hy gesê, hy kom weer terug, en soos ons hom gesien het, dat hy gaan, so gaan hy terugkom, dit het die engel gesê, en nou begin hierdie mense in die gemeentes doodgaan, sonder dat hulle Jesus weer gesien het. En nou begin die gemeente sê, maar hoorie Paulus, jy twak gepraat, nee, want jy het gesê, ons gaan hom sien,
En ons sien hom nie. Jy het gesê hy gaan terugkom en hy kom nie terug nie. En dan kom Paulus, dan skryf hy hierdie brief van Thessalonika en hy sê, maar hoe moet ek leef in die eindtye, in hierdie verwagting van Jesus, maar die lewe gaan aan. En God se wederkoms, God se kom haal van sy kinders, het nie 'n tydraamwerk wat ek of jy ken nie. Right, 2 Tessalonisense, as jy jou Bybel saamgebring het, ek gaan dit nie op die skerm wys nie, ek gaan dit net hardop lees, en my Bybel cheat, want ek het vingerdrukke, Tessalonisense, dink ek was net na Kolossense, as ek reg onthou, my Nuwe Testament dosent se my doodmaak, sy weet, ek weet dit nie. Ja, sy Kolossense 1 Tessalonisense, ons gaan hoofstuk 4 lees. So Paulus kom, en hy sê vir die gemeente in Tessalonisense, hoe leef ek in hierdie eindtye? Wat moet ek doen? Wat is dit wat ek moet doen? En hy sê, daar is 3 shifts van jou brein wat jy moet maak. Jy moet jou brein herorganiseer. En die eerste skuif wat jy met jou kop moet maak, is van sondigheid na heiligheid. 1 Tessalonisense 4 vers 1, ten slotte broers en susters, vra ons julle en spoor ons julle aan om as deel van julle verhouding met die Here Jesus, ander woorde as gevolg van hierdie, jou leefstyl so, in te rig, volgens die voorskrifte wat julle van ons ontvang het, en hoe julle moet lewe om God gelukkig te maak. Nou, hoekom sê Paulus hierdie woorde? Hoekom sê hy die instruksies wat julle van my ontvang het? Want hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Hulle kan nie gaan en sê, okay, kom ons kyk gou-gou, wat het Paulus gesê, kom ons gaan lees dit gou-gou, kom ons gaan check gou-gou nie. Daar was nie 'n Bybel nie. Hulle het die preek gehoor en is al wat hulle gehad het. Hulle moes daar volgens hulle lewe inrig, of hulle moes die Ou Testament gaan lees in die sinagoge. En hulle kon nie lees nie, meeste kon nie, hulle moes die rabbi vra om vir hulle te lees. So, kom ons lees verder. Julle doen dit ook, maar lê jou nog meer daarop toe. Vers 3. Dit is God se wil dat jy aan hom toegewy moet leef. Weerhou jou van seksuele sondes. Elkeen van julle moet weet hoe om op te tree wanneer jy 'n vrou of 'n man soek. Tree op soos mense wat aan God behoort en wat sy eer soek. Moenie uit seksuele drange 'n vrou of 'n man soek soos ongelowiges wat God nie ken nie. Niemand moet in hierdie opsig met sy medegelowe benadeel of misbruik nie, want die Here gaan wraak neem op sulke dinge. So het hy ook vroeër vir julle gesê en julle ernstig gewaarsku. God het ons mos nie geroep tot 'n onrein lewe nie. So Paulus kom en hy sê die eerste ding wat jy moet doen is jy moet besef dat daar's 'n wêreldse manier van lewe en daar's God se manier van lewe. En as jy wil gereed wees vir die einde van jou lewe of die einde van die wêreld, jy weet nie watter een gaan eers kom nie. As jy wil gereed wees daarvoor, is dit die eerste mindshift wat jy moet maak. Dat sonde is nie okay nie, en ek kan dit nie wegpraat nie, en ek kan dit nie regverdig nie, en ek moet begin om te lewe op 'n heilige manier. En hy kom en hy praat reguit. Want in die Bybelse tyd was dit presies soos nou, seksualiteit was pervers gewees, en mense het gedoen net wat hulle wou, en al die goed wat ons vandag beleef, was in daai tyd gewees. En die Here kom en hy sê, maar jy kan nie. Maar God gee jou liggaam begeertes, hy gee jou begeerte om te eet. Hy gee jou 'n begeerte aan intimiteit met iemand van die teenoorgestelde geslag. Nie enige iemand van enige geslag nie. Of enige iemand wat identifiseer as 'n peri of 'n boom of 'n saak nie. Hy sê, man, vrou, huwelik, dis waar jy dit doen. God sê, ek gee jou 'n begeerte om te eet. Eet, ek gee jou begeerte om te drink. Drink is okay, moet net nie dronk word nie. Eet, moet net nie jouself ooreet nie. Die Here kom en hy sê, die drange wat jou liggaam het, is fine en nice en amazing. Maar daar spesifieke maniere wat dit geleef moet word, om vir God eer te gee. Jy wil rus, maar God se dag is God se dag. Spandeer tyd saam met God, en dan gaan ry jy motorfiets, of dan gaan speel jy golf, of dan gaan klim jy een of ander berg, want iemand jaag jou, of wat ook al. Maar dis die Here sê, wow, kyk net, skuif jou brein, besluit wat is die tipe lewe wat jy wil hê, en hoe jy gevang wil word. Imagine 'n bietjie net, in terme van hierdie mindshift, as jy dit nie maak nie, en jy is besig om droog te maak, jy kry daai vormpie wat jy moet invul van die ontvanger, en jy is besig om jou boekhouer te bel, en jy is besig om 'n paar kreatiewe dinge te doen, en die Here sê, hier kom jy nou al. Sorry, ek moet
jou naam verkeerd gehad het. Want 'n kind van my maak nie so met hulle boeke nie. Hy het nie 2 stelle boeke nie. Of jy's daar besig by een of ander drinkgat in die dorp besig om te drink, en is fyn, jy kan drink. Net nie dronk word nie, maar jy's besig om 'n ander man se vrou op te chat, of 'n vrou op te chat, of 'n man op te chat met wie jy nie getroud is nie, en of jy is dalk glad nie getroud nie, en jy het ek het 'n pel wat, hy het nog so 'n bietjie in die wêreld geleef toe hy dit gesê het, wat altyd gesê het, jy het 'n broek vol planne. Nou, en dan jy, die Here kom en dan sê hy, maar imagine die Here kom, en dan stap hy in by een van hierdie plekke, ek wil nie hulle name noem nie, want ek wil hulle nie shame nie, dis amazing plekke, en hulle gee vir almal 'n geleentheid om hulle lewe te geniet, en die Here sê, is fine, moet dit net nie misbruik nie. Maar imagine jy's besig om droog te maak, of in my grootste sonde, die een wat ek die meeste doen oor en elke week vir die Here bely, is 'n fracking sperstreep agter die mol. Daai sperstreep agter die mol is vir my 'n kruis, en daai 2 stopstraatstrepe. Hulle is vir my soms 'n toegeeteken. Soms is die streep so bietjie weggery deur die bande, so ek dink dis 'n stippel. Want hierdie kar voor my is 'n bietjie stadig, of hy sit sy noodligte aan, en ek is nie lus om te wag nie, want jy weet mos noodligte is in Suid-Afrika nie noodligte nie, dis stop enige plek ligte, nee? Okay, so as jy jou noodligte aansit, dis waarvoor dit daar is. Dit gaan nie oor jy het 'n noodgeval nie, dis net stop enige plek. So imagine, ek is besig om oor daai sperstreep te gaan, ek wonder wat is fine vir 120 en 'n 60 zone, want ek het dit ook al gedoen. En ek weet ek bely 'n paar goed hier en ek skok jou. But it happens. Ek is ook net mens. As ek hoor daar's 'n krisis by die huis, of daar's 'n krisis by iemand, dan hierdie pad by Wenbeck, het julle geweet die pad by Wenbeck is 'n 80 sone? Weet nie wie dit uitgedink nie, maar daai ou moet daai boek gaan oorlees. Daai pad is te mooi en te oop, en jy kan te ver sien om 80 te ry. Nee, en imagine jy's besig om daai ding te doen, en die Here sê, right, hier's ek nou. Want heilig beteken afgesonder, anders as. En Paulus sê, dis die eerste mindshift wat jy moet maak, om gereed te wees vir die Here enige tyd, want ons weet nie wanneer hy kom nie. Die tweede ene is om te leef van verwarring na duidelikheid. Met ander woorde, wat gaan gebeur in die einde? En volgende week, as jy nie weet nie, maak ons klaar met hierdie reeks, en dan gaan ek Openbaring so 'n vinnige oogwink doen. Net so vinnige oorsig van Openbaring, en hoe kan jy hom lees? Want meeste mense, as jy hulle Bybels optel, daai laaste stuk van daai laaste boek in die Bybel, daai bladsy is spierwit, want hulle gaan nie so doen nie. Daai boek maak hulle bang, en hulle lees hom. Nee, as jy moet 'n bietjie kyk, partykeer as jy mense se ou Bybels optel, dan kry jy Ou Testament mense, hulle voor die voorste kant van die Bybel is gaar gelees. Dan kry jy Nuwe Testament mense, die agterste kant van die Bybel is gaar gelees. En dan kry jy mense wat nooit hulle Bybel gebruik nie. Daai bladsye is spierwit. Nee, dis hoekom die Bybels wat ons hier verkoop vir ons Bybelstudie wat begin 1 Desember, is die bladsye blou. So jy kan nie sien waar lees hulle nie. Ons het dit intentioneel gedoen. Ekskuus, dis net vir die vrouens blou, vir die mans is dit wit, jy moet maar nog steeds wys. Nee, okay, right, in elk geval. So die Here kom en hy sê, jy moet beweeg van verwarring na duidelikheid. Nou, hoekom het ek my Bybel toegemaak? 1 Tessalonisense 4 wil ek weer lees, net so 'n bietjie verder. Daai selfe hoofstuk. Net gou vir julle lees, wat het hy nog verder geskryf oor hierdie ding. Want hoe gaan dit nou gebeur? Nee, hoe loop die sequence van gebeure? So, Paulus kom en hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 13, skryf hierdie woorde. Broers en susters, ons wil nie hê jy moet in onkunde leef, met ander woorde verwarring hê oor hierdie mense wat doodgaan en die Here het hulle nog nie kom haal nie, of die mense wat in die internet sê dis die einde, en dan noem hulle self sangers, en hulle is oortuig die Here kom, en dan kom hy nie, en dan kom die Here en hy sê, moenie onkundig wees nie. Dan sal jy nie wees soos ander mense treur, sonder 'n toekoms vooruitsig nie. Want aangesien ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, moet ons ook glo dat God die dooies wat in Jesus geglo het, saam met hom sal terugbring. Wat ons nou vir julle gaan sê is 'n uitspraak van die Here. Ons wat bly lewe tot wanneer die Here terugkeer, het nie 'n voorsprong by hulle wat klaar gesterf het nie. Wat eers gaan gebeur, is dat die Here self in die hemel sal neerdal en dat die dooies wat aan Christus sal behoort, sal opstaan.
Dit sal gebeur wanneer die hoofengele bevel gee om God se trompet te laat weerklink. Daarna sal die wat bly lewe, of op daai stadium nog lewe, saam met hom in die wolke weggeneem en weggevoer word, om die Here te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Troos mekaar met hierdie woorde. Ok, dan maak ek hom weer toe, en ek kom dan nou weer lees. In elk geval. So Paulus kom en hy sê, hier sit, hier is die basics. Maar Boeta, volgende week sal ek dit vir julle wys in detail. Nee, as jy vir party mense vra, hoe leef die eind, hoe beweeg die eindtye, dan begin hulle met die wegraping. 2 mense gaan in 'n kar ry, en dan een gaan weggaan, en jy moet hoop, is nie die bestuurder van die kar nie, en jy's nie in die ander kar, en jy bly agter nie. 2 gaan in 'n bed slaap, een gaan weg, en die ander nie. Ek en Shamaine beklei die hele tyd oor watter een van ons gaan agterbly. Met ons kinders is dit soms baie maklik om agter te kom watter een gaan agterbly. Nee, ek net 'n grappie, ek is lief vir my kinders. Dit hang af wie 'n goeie dag en wie 'n slegte dag. En meeste van die tyd sê hulle, my kinders doen hierdie ding. Of hulle het dit gedoen toe hulle nog in die huis was. As ek 'n slegte dag het, dan sê hulle, pa, jy's nie goeie geselskap nie. Gaan eers weg en dan kom jy terug. Nee, so party daar dink hulle dis ek wat gaan agterbly. So it's a free fall, maar hulle dink die tradisionele siening van die eindgebeure werk so. Dis so 'n sequence van events. Dis eers die wegraping, dan is daar 'n 7 jaar van verdrukking. Nou in hierdie 7 jaar van verdrukking kry die mense pak slaag, Boeta. Dis verskriklik. Dis moord, dis oorlog, dis al hierdie goed wat nou gebeur times 1,000, nê? Maar 1000 Christene bly agter, die wat serieus die committed is, nê? Om aan die mense wat hier so nog droog maak, om hulle nog 'n kans te gee. Dis hierdie laaste 7 jaar van pas op, die Here kom, né? Dis wanneer die anti-kris gaan gebeur. Daai man met die 666 en die chips in jou hand en al die rest, né? En dan die tweede koms van Christus, dan kom hy dan sê hy, hier sit nou, dis nou die einde. Dan is daar 1000 jaar van vrede. En aan die einde van wat die Here net die duiwel en sy volgelinge so bietjie vasbind en sê, hoorie, wag net 'n rukkie vir 1000 jaar, ek kom terug, né? En dan het hy die Christene hier op die aarde 'n party vir 1000 jaar, en dan kom God weer. En dan sê hy, right, nou is dit die judgment. Nou is dit die 2 trone, en daar's krone wat uit moet gedeel word, en hierdie kry nice krone, en hierdie ouens se krone is nie 'n kroon nie, dis 'n 3-tand vurk en 'n pak chakel, daar gaan jy, né? En Paulus sê, so by the way, toe Paulus die brief geskryf het, toe het hy nog nie geweet, daar gaan 'n openbaring wees nie, gelukkig vir hom, wat die mense kon die mekaar maak nie, maar Paulus kom en hy sê, hoorie, wow net gou, hoekom wil jy jou brein breek, en jouself in 'n koma in worry, oor, is daar 'n wegraping, of is daar nie 'n wegraping, is daar 'n wederkoms, is daar nie 'n wederkoms nie, is daar 'n 1000-jarige vrederyk, gaan net 144.000 mense hemel toe, want dan is die hemel klaar vol, sorry, ons mors ons tyd, nee, in elk geval, hoekom wil jy jou brein breek daarmee? Die enigste ding waaroor jy moet duidelik wees, is hierdie is nie die hemel nie, maar is ook nie die hel nie. Hier kies ek vir God, en die keuse wat ek hier maak, bepaal my ewigheid, wanneer ook al dit gebeur. Of ek doodgaan, en of die Here kom om my te kom haal, terwyl ek nog lewe, dit wat hier gebeur, die verhouding wat ek het met God, en of ek dit uitleef elke dag, gaan bepaal, vat ek hierdie paadjie met chakels en virke, en ek is die braaivleis, nee, of gaan ek die kant toe, saam met die Here. Geen dood, geen rou, geen hartseer, geen pyn, geen siekte. Voltyds in God se teenwoordigheid, word nie moeg nie, hoef nie te slaap nie. Mans is nie moeilik nie, en vrouens kla nie. Nee, dis amazing in die hemel. Sies, was ek lelik en chauvinisties. Ek het dan mans eerste beledig. Nee, die Here kom en hy sê, dis al waaroor jy hoef duidelik te wees. Ken ek God, ongeag hoe hy kom. Want as jy al die tekste vat, en daaroor gaan ek volgende Sondag bietjie meer in detail praat, as jy al die tekste vat oor die eindtye, dan is dit 25 prentjies van hoe die eindtye dalk kan lyk, maar God wil nie regtig hê jy moet weet nie. Nie eers Jesus het geweet nie. So die enigste ding wat jy oor moet duidelik wees is, het ek hoop? Het ek hoop? As die Here nou kom, of jy ry hier uit en jy's in 'n motorongeluk, mag die Here keer dat dit gebeur, maar sê nou dit is so, en jy is dood, is ek gereed? Dis al wat Paulus sê. Wees duidelik daaroor. Spoor mekaar daarmee aan.
sê hy, praat met mekaar daaroor. Daarin lê jou hoop. Moenie mekaar bang maak. Elke keer as die wolke opkom, ek het die ander dag weer 'n post gesien van 'n vrou wat op pad is hospitaal toe sien sy 'n wolk wat lyk soos Jesus, en sy neem hom af. Prys die Here dat die Here haar 'n wolk gee wat lyk soos Jesus, maar in plaas van dat sy sê, yes, Here, dankie dat U my wys, U is saam met my in die hospitaal, sê sy, is haar post, ag Here, ek gaan doodgaan in die hospitaal. U het my klaar kom haal, daar's die wolk. Ek meen, really? Ons hoop is in God. Wat vir ons gewys het, Jesus is dood en hy het opgestaan. Lazarus is dood en hy het opgestaan. Die weduwee se kind was dood en hy het opgestaan. Ons God het die mag oor dood. Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. So wees daaroor duidelik. Die derde ding wat Paulus sê, jy moet jou mind oorskuif in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6. En dis die belangrikste deel van hierdie hele reeks omtrent se boodskap. 1 Tessalonisense 5, nou, laat ek gou weer so toe blaai. 1 Tessalonisense 5 vers 1, broers en susters, dis nie nodig dat ek vir julle skryf oor die presiese dag en datum, is dit nie amazing? Die Here weet waar ons gaan worry. Dis nie nodig dat ek vir jou skryf oor die presiese dag en datum, wanneer hierdie dinge gaan gebeur nie. Julle weet mos self, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Sê net gou vir my, as jy weet wat 'n dag kom die dief, wat gaan jy doen? Gaan jy by die huis wees of weg wees? Gaan jy die sekuriteit bel? Gaan jy hoop die polisie het 'n voertuig op, ons weet nie wanneer 'n dief kom. Jy weet nie wanneer die Here kom. Die Here kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense nog sê alles is rustig en veilig, dan skielik soos geboortepyne vir 'n swanger vrou oorval die ondergang hulle. Vra vir 'n vrou of sy haar geboortepyne graag sou wou skeduleer. Nee, ek weet wanneer sou sy dit skeduleer. Nooit. Nee, nooit. Swangerskap sonder pyn. Okay, maar in elk geval. Dit kom, as dit kom en kom het. Jy kan op loftes wees besig om die springbokke te kyk. As jou vrou kraam, dan ry jy nou. Nee, dis hoe dit werk. En dis wanneer die Here kom, dan sit nou. Dis nie van Here, ek wil net gou hierdie. Maar in vers 4, maar julle broers en susters, leef nie in die duisternis, sodat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en van die dag. Ons hoort nie by die nag of die duisternis nie. Laat ons daarom nie soos ander mense aan die slaap gevang word nie. Laat ons wakker en nugter wees. En dis wat Paulus met hierdie hele reeks en met die hele brief van Tessalonisense vir die mense van Tessalonisense wil hê. Hy sê, moenie met jou broek op jou knieë gevang word nie. Moenie onkundig wees nie. Moenie nie gereed wees nie. Wees gereed. Wees geestelik waaksaam. Moenie dinge half gebak doen nie. Jy kan nie God, ons het daaroor gepraat in die reeks. Jy kan nie met jou een been in die wêreld staan en met jou ander been in die hemelse koninkryk staan of in die kerk staan nie. Dit werk nie so nie. Jy moet kant kies. Sia het gister 100 games gespeel vir Suid-Afrika. Hy draf nie een Saterdag uit vir Suid-Afrika en die volgende Saterdag vir Frankryk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet jou span kies. Ek wonder as die Here, gelukkig tel die Here nie caps in die hemel nie. As kerk toe gaan 'n cap was, soos hoeveel keer het jy 'n cap gekry? Hoeveel keer het jy, as jy getel dat jy 'n toets deur? Ek wonder net. Of as toetse in ons lewe was soos jy het 100 toetse deurstaan. Wie van ons sou dit nie kon kry nie, want jy het nie die game klaar gemaak nie, jy het uitgeloop op daai toets. Paulus kom en hy sê, moenie insluimer nie. Moenie selfvoldaan raak en dink, ek's okay, ek het geld, ek het hier, ek het daai, my lewe is reg, ek's okay, ek kan maar maak soos ek wil, want ek is nie so sleg soos my buurman nie. Daar's mense wat elke dag doodgaan sonder Jesus. Elke dag gaan dit jy wees. Want kerk toe gaan beteken nie jy het Jesus nie, dit beteken net jy het kerk toe gegaan. Net soos dit nie beteken jy het 'n kar as jy na Volkswagen toe gaan nie. Jy gaan kyk net, dalk. Of as jy word nie 'n mechanic as jy in 'n workshop instap nie, maar dan was ek lank al 'n mechanic. En ek kan nie vir die verskil sê tussen 'n carburetor en 'n petrolpomp nie, ek weet nie. Maar ek kan vir jou sê, kar is mooi. Dis dieselfde met God. Ek moet nie weet van God nie. Ek moet God ken as my Vader en Jesus as my vriend en my verlosser. Ek moet nie vir jou kan sê, luister, die skepping het so gewerk en die 10 plaae aframmel en ek moet vir jou sê, Jesus is gebore uit Maria en wat, dis nie 'n Bybelkennis eksamen nie.
Die Here gaan nie in die hemel vir jou vra, kom ons doen 'n Bybelkennis eksamen, en die ou wat die meeste antwoorde reg het, hy gaan hemel toe. Daar gaan dominees in die hel wees. I guarantee. En mense wat jy in kroeg gesien het, so by the way, ek's aangekla op 'n stadium vir hierdie stelling. Voor 'n ring. Omdat ek hierdie stelling gemaak het. Ek gesê, party dominees gaan hel toe gaan, en party mense wat in kroeg lê, gaan in die hemel wees. Toe word ek aangekla. Maar dit bly die waarheid, want Jesus het dit gesê. Hy het gesê, jy lyk soos wit gepleisterde grafte. Bo blink en onder stink. Die Here soek jou hart. Die Here kyk wat binne-in aangaan. So ek wil jou 'n vraag vra vandag. En die vraag is dit: wat sou jy in jou lewe verander as jy geweet het die Here kom môre? Wat sou jy verander? Wie sou jy gebel het en gesê het, vergewe my asseblief? Wat se sonde sou jy reggestel het? Wat sou jy vir jou kinders gesê het? Wat sou jy vir jou vrou of vir jou man gesê het? Hoe sou jy jou laaste dag op aarde gespandeer het? Hoekom leef ons nie elke dag so? No regrets. Nie goed mense wat ek gemoes of weet jy, dis die ding wat my die ergste tref op 'n begrafnis. Regret. Hoeveel mense op 'n begrafnis na my toe kom en sê, Dominee, ek wens ek het nog. Dink ek by myself, why? Moenie wens nie doen. Ek is 'n weird ou, ek kry sulke bevliegings. Ek's besig om met my kinders of my vrou te praat, dan kry ek hierdie feeling partykeer ek moet met iemand bel of met iemand praat of ek moet iets gaan doen. Dan doen ek dit, dan dink hulle ek's weird. Want ek is partykeer dan voel ek maar as ek hierdie ding nie nou doen nie. Ek het al in stort uitgespring en 'n preek begin skryf want ek nog nie klere aan nie. Want die Here, as 'n ding gebeur, moet jy moet optree. Want jy weet nie of jy weer daai kans gaan kry nie. So in hierdie reeks, so ver het die Here vir ons gesê in die laaste dae, eerste boodskap, jy moet draai na God toe en jy moet God dien. Nie die wêreld nie. En dan moet jy wag. Jy moet leef in hierdie verwagting. In die tweede boodskap het ons gesê, ons hou aan om dapper te praat vir die Here en van die Here. Ons gee nie om oor wie van ons hou of nie van ons hou nie. Ons praat van die Here en ons leef rein en ons leef diep. Met ander woorde, in my lewe sien jy dat my woorde en my lewe pas by mekaar. En ons skuif ons breine, het ons vanoggend gehoor, van 'n lewe wat sê sonde is reg en gaan maar aan, na iets wat sê ek moet afgesonder wees. Nie soos afgesonder, maak jouself in jou huis toe en kruip weg nie, want party mense doen dit. Nee, leef in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Leef in die wêreld, maar nie soos die wêreld nie. Hou op met hierdie verwarring. In volgende Sondag se boodskap gaan daai verwarring vir jou probeer uitsort. Openbaring. Kom ons chat net daaroor. Moenie verward wees, nie wees duidelik daaroor. As jy doodgaan of die Here kom voor volgende Sondag, dan het jy vanoggend gehoor wat jy nodig het om te hoor. En dit is dat al wat jy oor moet seker maak is ek reg. En beweeg weg van passiwiteit na gereedheid toe. Hou op lou warm leef. Dis tyd vir ons om wakker te word, want ons koning kom. Ek en jy is gemaak vir meer gereed wees. Ek wil vir jou Jesus se woorde lees. Jesus was op aarde, hy was nog nie weg nie, hy was nog nie op die wolke nie. Hy het nog nie weggegaan en beloftes gemaak oor wanneer hy terugkom nie. Toe sê Jesus hierdie woorde, Matteus 24 vers 6, julle sal hoor van oorlog, naby en ver, moenie paniekerig word. Hierdie dinge is bestem om te gebeur. Dis 2000 jaar terug, people. Hierdie dinge is bestem om te gebeur, maar dis nog nie die einde nie. Nasies en koninkryke sal teen mekaar oorlog verklaar. Daar sal wyd verspreide hongersnood wees, daar sal aardbewings wees, maar dit sal nog nie die begin wees van die genuine swaar kry nie. Mense sal Christene arresteer, hulle sal hulle vervolg en hulle doodmaak. Op hierdie stadium, en wat is dit, Nigeria, waar is dit? Nigeria. Wat, hulle 2000 kerke gebrand al, 150.000 Christene al doodgemaak? Dit maal nie eers die nuus nie. Maar laat 'n moslem doodgaan. Ekskuus, laat ek nie eens verder daaroor praat. Julle sal deur nasies gehaat word omdat julle Christene is. En daardie tyd sal mense hulle geloof afsweer, mekaar uitlewer en mekaar haat.
Daar sal vals profete wees, wat allerlei goeie sê, wat nie waar is nie, en nie van God is nie. En hulle sal jou laat afdwaal. Sonde sal so toeneem, dat liefde sal afkoel. Maar jy moet eindtyd volhard. En die wat eindtyd volhard, sê Jesus, sal verlos word. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie. Dankie. Here Johan Fernandes se lied wat hy altyd hier voorsing op die verhoog wanneer die band sing, wat so mooi pas by sy stem is ek wil gereed wees, waar hy die hooflead singer is van daai song. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Here, dit moet ons lied wees, dit moet ons lewe wees. Here, kom en wees met ons. In die week wat voor lê, Here, as U nie in hierdie week kom nie, mag ons voluit leef. Wees met onderwysers en kinders en studente wat eksamens skryf, dis crunch time, daar's 'n klomp kinders nie hier nie, my eie kind is nie vanoggend hier nie, want sy skryf hierdie week. Here, dis eksamentyd, dis moeilike tyd, dis swart, dis deernagte. Help asseblief, Here, wees met besighede. Here, ek lees dit in die afgelope, van die begin van die jaar af, het honderde besighede in Suid-Afrika toegemaak. Here, asseblief, ek bid, ons leef in moeilike tye. Geef vir ons besigheidsmanne en besigheidsvroue planne, wysheid, insig. Here, vir die wat werk het, mag hulle beste gee om daai werk te behou, want werk is skaars. Here, vir ons matrieks wat klaarmaak, mag U vir hulle 'n plekjie in die son gereed maak. Here, vir die wat siek is of hartseer is, of iemand aan die dood afgestaan het, Here, help, gee krag. Kom sit langs hulle wanneer hulle alleen voel, Here. Wat ook al dit is wat ons moet dra en deurleef en moet uitleef en moet voluit leef in die week wat voor lê, help ons daarmee. En soos ek laasweek die seën uitgespreek het aan die einde van die boodskap, mag ons lig al hoe duideliker skyn, hoe donkerder die wêreld word. Dis ons gebed, Here. En nou, as deel van ons toewyding aan U, as deel van ons bewys dat ons U liefhet en dankbaar is vir die lewe wat U vir ons gee, kom ons in gehoorsaamheid aan die opdrag wat sê, ek gee vir jou alles wat jy het. U sê dit in die woord, U gee vir ons alles wat ons het om te geniet. Maar 'n tiende van jou tyd, 'n tiende van jou gawes en 'n tiende van jou geld is myne. Here, ons kom gee dit in afhanklikheid, ons kom gee dit in dankbaarheid. Ontvang dit, Here, ons gee dit met blymoedigheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Ontvang die seën van die Here. En gaan leef gereed, aktief. Met die wete, die Here sal vir jou goed wees en hy sal vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien, hy sal vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en jou voorspoed gee. So maak hy hom aan jou vas, as jy hom ken, want hy is jou Vader en jy is sy kind. En hy sal jou seën, selfs al was jou aardse vader nie 'n goeie voorbeeld nie, jou hemelse Vader is volmaak en hy sal sy woord hou. Amen.